Hallo almal, in hierdie video gaan ek jou help met jou Junie eksamen voorbereiding. Ek gaan ook die 2021 se vraag 8 met jou bespreek. Dit handel oor finansiële wiskunde. Hier het ek nou vir jou 'n uittreksel uit die CAPS dokument en jy sal sien dat finansiële wiskunde is dan nou min of meer 15 uit die 150 wat 10% van jou vraestel is. Nou wil ek jou waarsku. Finansiële wiskunde is 'n graad 11 en 12 hoofstuk gekombineer. Jy kan nie die twee van mekaar skei nie. So ek stel voor dat jy eers die graad 11 werk goed mooi hersien en ek gaan ook weer die playlist aanhaak aan die einde en dan gaan jy oor na die graad 12 werk toe. Maar hier is die vraag. Ek stel weer eens voor dat jy pause die video en dan probeer jy die vraag self doen of beantwoord en dan kan jy na die antwoorde toe terugkom. Onthou 'n bietjie, sien jy hy tel 16 punte en my advies aan jou is jy kan nie langer as 16 minute in die eksamen aan hierdie vraag spandeer nie. 8.1 'n boer koop 'n trekker vir R980 000. Die waarde van die trekker verminder jaarliks teen 'n koers van 9,2% per jaar op die verminderde saldo metode. Bereken die boekwaarde van die trekker na 7 jaar. Nou ja, verminderde saldo metode is die enigste formule wat jy daar het, is daardie ene. Onthou hy woon ook op die formuleblad. Dan moet jy weet 980 000, dit is P, die beginwaarde of die principal amount. En dan jou koers R is 9,2%, maar vir U sê 'n mens 9,2 gedeel deur 100 is 0,092 en dan N is jou tydperk, 7 jaar. Vervang in die formule en bereken die antwoord. Onthou, moenie binne in jou som afrond nie, 'n mens rond net die finale antwoord af. Waar is die punte? Formule, invervang, antwoord. R8.2 Hoeveel jaar sal dit neem vir 'n bedrag van R75 000 om tot R116 000 te groei in 'n rekening wat rente verdien teen 'n koers van 6,8% per jaar kwartaalliks saamgestel. So ons wenk lê hier in kwartaalliks saamgestel en die formule wat ons gebruik is die saamgestelde renteformule. Maar hier is 'n probleem in hierdie som, want omdat dit kwartaalliks saamgestel is, moet ons vir U deur 4 deel en vir N met 4 vermenigvuldig. En dan wat is die waardes dan nou? Hierdie R75 000, dit is P se waarde, die beginbedrag. Die 116.253, dit is die A bedrag, die finale bedrag. En dan die koers is dan R is 6,8 en I is dan 6,8 gedeel deur 100. Ons vervang dit in ons vergelyking in en ons kom tot op 'n punt hierso. Ek wil net vir jou wys, moenie hierdie 75 000 hierin vervang nie, dis verkeerd. 'n Mens deel die 75 000 aan albei kante en dan kom jy nou op hierdie punt. Wat nou gebeur is jy het 'n eksponensiële vergelyking wat jy nou na 'n logaritmiese vergelyking toe gaan verander. En hoe mense doen is jy skryf log en die basis van die eksponensiële vergelyking bly die basis van die logaritme. Hierdie getal wat alleen was, kom staan hier by die logaritme en dan die eksponent word die onderwerp van die formule. Jy sleutel daardie in jou sakrekenaar in, jy deel dit deur 4, jy kry N is 6,49, met ander woorde 6,5 jaar. En dan waar is die punte? Korrekte formule, dat jy gesien het, jy moet vir I deur 4 deel, hier waar jy na 'n logaritmiese vergelyking toe verander het en dan jou finale antwoord.
8.3 Tabo wil R450.000 spaar as 'n deposito om 'n huis te koop op 30 Junie 2018. Hy deponeer 'n vaste bedrag geld aan die einde van elke maand in 'n rekening wat rente van 8,35% per jaar maandeliks saamgestel verdien. Sy eerste deposito was op 31 Julie 2013 gemaak en sy 60ste deposito op 30 Junie 2018. Bereken die bedrag wat hy maandeliks gedeponeer het. Goed, hierdie is nou die graad 12 werk waar ons die toekomstige waarde formule gaan gebruik. Daardie F in Engels is future value. So die F se waarde is hierdie 450.000, want dit is mos die bedrag waarna hy toe spaar. En dan X, dit is die bedrag wat ons gaan uitwerk, wat hy maandeliks gedeponeer het. I, alweer, moet jy baie versigtig wees, want R is 8,35%, so I is 8,35 gedeel deur 100, wat 0,0835 gaan wees. En dan moet jy versigtig, want dit is maandeliks saamgestel, so jy gaan daai I deur 12 moet deel, en jy gaan daai I ook deur 12 moet deel, en dan N is 60, want hy het 60 van hierdie depositos gemaak. Goed, daar kan jy nou mooi sien, ek het vir jou al die waardes in vervang, en nou gaan jy hierdie 0,0835 op 12 gaan jy weg vermenigvuldig aan albei kante, en dan deel jy nou net met daai 0,51, en X se antwoord is dan R6.068,69. Onthou net weer eens, moenie binne in jou som afrond nie, mens rond eers net die finale antwoord af. So waar is die punte? Korrekte formule, in vervanging, antwoord. Tabo het 'n huis gekoop wat R1.500.000 kos en het sy spaargeld as deposito gebruik. Hy kry 'n huisverband vir die balans van die koopprys teen 'n rentekoers van 12% per jaar maandeliks saamgestel oor 'n tydperk van 25 jaar. Hy betaal sy eerste paaiement van R11.058 aan die lening op 31 Julie 2018. Wat sal die uitstaande balans op die lening wees op 30 Junie 2039, 21 jaar nadat die lening aangegaan is? So hier moet jy baie versigtig wees. Ons is besig om die uitstaande balans uit te werk. So ons gaan daardie formule gebruik. Nou P is dan die uitstaande balans, X is sy maandelikse paaiement, I is sy koers, maar onthou nou nie persentasie nie, die ene wat deur 100 gedeel is, en dan N is die betalings wat nog gemaak moet word, en dit is 4, want dit is 4 jaar, 21 jaar, en die tydperk was 25, so daar's 4 jaar oor, maar jy moet nou net baie versigtig wees by N, daar het ek nou vir die waardes in vervang, en daai enetjie is X se waarde, kyk 'n bietjie mooi hier by I. I was daai 12% wat 12 gedeel deur 100 wat 0,12 is, maar nog weer deur 12 gedeel, omdat dit maandeliks saamgestel is. En hier onder die lyn weer die I en weer deur 12. En dan met N is die 4 jaar wat nog uitstaande is, maar weer eens maal jy met 12, want dit is maandeliks saamgestel. En jy voer alles daar in jou sakrekenaar in, en jy rond nêrens af nie, net die finale antwoord, wat dan sy uitstaande balans gaan dan nou nog R419.000 wees. Waar is die punte? Formule, in vervang, finale antwoord. B. Bereken die rente wat Tabo betaal het gedurende die eerste 21 jaar van die lening. Nou goed, bly by my. Die rente betaal is die totaal betaal minus die lening betaal. Nou goed, kom ons begin.
Totaal betaal is daai X was mos sy R11.000 maal die 21 jaar, dit was die jaar, maal maandeliks. Daai 12 beteken maandeliks wat hy betaal het. Goed, so die totaalbetaal is dan die 2.7 miljoen. Die leningsbedrag is die koopprys minus die deposito. Onthou jy, die huis het 1.5 miljoen rand gekos en hy het 450 deposito gehad. So die leningsbedrag was 1.050.000. Nou die lening betaal is die leningsbedrag minus die uitstaande balans van die vorige som, wat dan daai 1.050.000 was, minus die 419.000 van die uitstaande balans, wat dan 630.000 was. So terug hierbo, die rente betaal is dan sy totaalbetaal, wat ons hier gekry het, minus die lening wat betaal is, en dan is die rente 2.100.000. Goed, waar is die punte? Is dat jy al hierdie werk al hierdie somme gedoen het, al daai bedrae uitgewerk het, die totaal betaal en die finale antwoord. Hier sal jy nou sien, het ek vir jou die playlist oor die graad 11 finansiële wiskunde, sowel as die graad 12 finansiële wiskunde aangehaak. Jy kan gerus daarna gaan kyk ook. En hier in die linkerkantste hoekie, dit is nou die volgende vraag 9, wat oor differentiasie gaan, en daardie ene is eerste beginsels en reëls van differentiasie.